Hy is 'n wonderbare heiland. Hy is ons koning, hy is alles, amen. Ja, is nou maar lekker om in die wenkant te wees. Het jy nou al gesien hoe, is dit 'n mooi woord as ek sê hoe back off is mense, wanneer hulle in die verloor kant is. Seker hoekom ek ook nou maar my lewe meestal vir die blou bulle geskreeu het, maar die punt van die saak is, nou hulle verloor ook nou en dan wil ek met niemand praat nie. Maar die Here het nog nooit verloor nie. Hy het graf, hel en dood oorwin. Hy sit in die regterhand van die krag van God die Vader, besig om vir jou en my plek voor te berei. Halleluja! Hy sê as dit nie so was nie, sou hy het vir ons gesê het. Sodat ons in daai oorwinning kan lewe vanmôre. Jy is 'n oorwinnaar in Jesus naam. Jy is 'n oorwinnaar in Jesus naam. Sê ek is meer as oorwinnaar. Deur Christus wat my die krag gee. Amen. Mag Here U salf en seën. Prys sy soete naam. Amen. Jo, ek's opgewonde oor hierdie goed. Ek raak opgewonde want ek weet my koning Jesus lewe. Ek weet hy's in beheer. Hy is in beheer, hy bly in beheer, hy's in beheer bly tot aan die einde. Amen. En hy die laaste sê. Ons president kan sê wat ook al hy lus is om te sê. Ja, wie sê? En dan kan die Amerikaanse president sê wat hy lus is om te sê, want hy dink hy is die grootste in die wêreld. Maar hy weet nie. Dis piepklein. My God het die grootste sê. Amen. Ons dank die Here vir mense wat hy gebruik op die regte tye, regte plekke. Maar God het die laaste sê. Jou dokter, jou spesialis kan vir jou sê wat hy wil. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. God het die laaste sê. Jou sielkundige kan vir jou sê wat hy wil. God het die laaste sê. Jy moet dit vanmôre net glo. Ek wil graag met u deel iets wat die Here op my hart gelê het. Met die tema Jesus breek die bande. Die Here praat met my oor 'n welbekende gedeelte uit die woord van die Here in Johannes 11 vers 40 tot 44. Ek lees dan ook 'n ou vertaling, die gedeelte oor Lazarus. En die Here gee my 'n gesig en ek gaan nou met u deel soos wat die Here dit op my hart lê. Vers 40 sê Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hoor jy vanmôre wat ek vir u sê? As jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien. Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. Kyk, vooruit het sy gesê, geryk al. Sal 4 dae. Hy sê, ek het jou gesê, jy sal die heerlikheid sien. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Hoor jy mooi? Ek dank U dat U my verhoor het. Is dan iets wat nou net gaan gebeur, maar die Here sê het hom klaar verhoor. Dankie dat U my verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom staan het, ek het gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy het gesê het, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! Jesus Lazarus staan daar, kyk vir die mense, net daar. Lazarus, kom uit! En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. Jesus sê vir hulle, maak hom los, en laat hom gaan. Ek dink, ek wil amper daai sinnetjie verander, dit klink nogal snaaks. Die oorledene staan toe op en kom uit. Jy is taamlik minder oorlede wanneer jy opstaan en uitstap. Stem jy saam met my? Maar okay, hy sê vir hom, en die oorledene stap uit. Maar toe hy uitstap, en hy kry lewe weer binne daardie liggaam wat begin sterf het, was hy steeds gebind met doeke.
Die Here praat met my oor iets wat ek vanmôre graag met julle wil deel. En dit is die woord van die Here sê, die loon van die sonde is die dood. En die geloof in God gee vir ons die ewige lewe. Die Here praat met my oor baie mense wat soos 'n Lazarus uit die dood uit geroep word, wat uit die dood uit geroep word deur 'n geleentheid soos vanmôre wat hy afgespeel het, wat die Here sê, Lazarus, kom uit, ek roep jou, staan op. En Lazarus staan op en Lazarus stap uit. Maar baie Lazarusse, meeste, kom so uit. Hy stap nie daar 'n vankie uit en ek's los en hy kom so uit, gebind. Want daar's nog goedjies in sy lewe wat hom gebind het. En Jesus gee 'n volgende opdrag. Die eerste opdrag, kom uit. Daar's 'n tweede opdrag. Maak hom los, sodat hy kan gaan. Dis 'n opdrag wat die kerk baie keer versuim, is 'n opdrag wat die kinders van die Here baie keer versuim, en dit is om te besef dat wanneer Jesus mense roep, is baie mense nog gebind met bande, en die bande moet losgemaak word. Wie oor het om te hoor vanmôre wat die Gees van God aan die gemeente sê? Daar is vanmôre bande wat mense nog bind, en as Jesus jou pad langs kom en jy maak ten volle 100% oorgawe. Jy kan gelees in Kolossense 1 vers 13, jy kan lees waar die woord van die Here praat, wat hy, en in my woorde is volkome bevryding, lê in volkome of volle oorgawe en sondebelydenis. Nou kyk julle maar asof ek mal is. As jy nie totale oorgawe vir God maak nie, bly jy gebind. Maar wanneer God jou ten volle oorroep, en hy sê, by die vergifnis van sondes, wat die bevryding bewerkstellig. So waaroor dit gaan, die oomblik as ek ten volle skoon maak en oopmaak voor die Here, dan maak hy my ten volle vry. Maar mense kom en neem Jesus aan Sondagmôre. Maandag, dan doen hy nog sy verslawing. So hy het nog steeds die band om hom. Hy het nou lewe. Daar's potensiaal. Want so rukkie terug met die band om hom was hy taamlik stil. Nou het hy lewe. Maar die band is steeds om hom, wat hom bind om nie sy volle potensiaal te bereik nie. Beteken dit God het nie sy werk gedoen nie? Stellig nie. Hy het sy werk gedoen, maar hy het nog bande om hom. En weet jy, wie die bandings om Lazarus gesit? Mense. Omstandighede. Hy is dood, ons moet hom verbind, ons moet hom toemaak. Mense en omstandighede het bindings oor jou lewe gesit. Jesus roep jou vanmôre in die lewe, maar daar's nog bande wat gebreek moet word. Ja, baie ouens gaan natuurlik oor en hulle gaan soek dit in bloedlynvloeke. Ek persoonlik is glad nie 'n voorstander daarvan nie. Ek glo nie in 'n bloedlynvloek nie. En as die Here wil, sal ek dalk volgende naweek vir jou 'n duidelike lering weer daaroor bring. Sal jy van nou weer lering toe hoor oor bloedlynvloeke? Steek so 'n bietjie op. Is daar 'n paar wat dit wil hoor? Die res van julle kom maar net om te kyk. OK. Ek wil hê jy moet dit mooi verstaan wat die woord van die Here sê. En almal wat live kyk, luister ook, want baie mense hou nogal van die teorie van bloedlynvloeke, want die lekker daarvan is nie my skuld nie, is my pa se skuld. So, my pa was honger en ek is nou 'n vraat. My pa was dors en ek's alkoholist. Weet jy wat? Is twak. Is bog. Elke mens het sy eie keuse. Ek kan verkeerde voorbeelde sien, maar ek gaan nie nou daaroor praat nie. Volgende week is 'n diepte lering wat ek vir julle gaan bring. Maar in elk geval, nou staan ek en nou het ek hierdie bindings om my. Nou sit ek met goed. Nou wat se bindings is dit as dit dan nou nie bloedlynvloeke is nie? Kom ek verduidelik gou vir julle wat se bindings kan dit wees. Kinders van die Here word geroep in die lewe, maar hy sit nog met bindings van verslawing. Bindings van onvergewensgesindheid.
Ek het die Here aangeneem, maar ek sal nooit my pa weer vergewe nie. Dit wat hy aan my gedoen het, ek sal nie vergewe nie. Kom ek sê vir jou, die oomblik as jy Jesus aanneem, en jy vergewe nie mense in jou lewe nie, is jy lewendig gebind. Ons sê dit baie, dalk moet ek dit maar weer sê, want party mense vat lank voor hulle hoor. As jy met onvergewensgesindheid sit, en jy's nou kwaad in sy geval, soos hy nou, en jy's nou kwaad bijvoorbeeld vir jou pa, of jou ouma, of jou tannie, of jou neefie se niggie se hond, en jy's nou kwaad, en jy voel as ek 'n wrok teen hulle hou, gaan dit help, is dit soos om gif te drink en te hoop, hulle kom iets oor. Saam met dit sit ons met goed soos vrees. Die dag as jy Jesus aanneem, kan jy nie meer vrees toelaat nie. By die begin van vrees sê die woord is einde van geloof. Sonder geloof kan ek God nie behaag nie. Hebreërs 11:6 en Hebreërs 11 vers 1. Want hy wat na God toe gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Saam met die vrees sit ons weer met goed soos haat. Mense wat vir my sê dat jy dien die Here, maar jy sit met haat in jou hart teenoor ander nasies. Jy het nie by God uitgekom nie. My God koester nie haat nie. Ek moet seker nie te veel daaroor nou sê nie. Bitterheid. Ek sal vergewe, maar ek vergeet nooit. Weet jy wat is 'n bitterheid wat binne jou sit, wat jy in elk geval, jy flous jouself. Rebellie, maar ek wil vir jou sê, meeste mense se rebellie val daarom weg, die oomblik as jy tot bekering kom. Oomblik as jy Jesus aanneem. Maar laat hulle nou vir my sê, ek moet verander, of iets moet gebeur, dan sal ek vir hulle 'n ding wys, hoor. Ek het 'n paar manne gehad wat vir my gesê het, pastoor, julle, ek sien julle is lekker laf, julle is 'n klomp happy klappies. Jy moet net naby my kom, ek slat jou met die face. Is dit 'n challenge? Ek hou van 'n challenge. En in elk geval, kom ons los dit daar. En dan is daar ander goed wat die Here vanmôre op my hart lê, waaroor ek ook vinnig moet praat. Okkultiese deure. As jy die dag Jesus aangeneem het, kan jy nie glo in 'n sterreteken nie. Maar jy kan glo in hom wat die sterre gemaak het. Dan is jy nie 'n leeuetjie of 'n skorpioen of 'n slang of 'n akedus, ek weet nie wat is die goeters alles nie. Dan is jy 'n bloedgewaste kind van God. Wanneer Jesus jou roep in die lewe, is jy nie vanmôre verbind en vasgebind in daai van 'n merwe gees nie. Want jy word gevul met die Heilige Gees. En die woord van die Here sê, ek lewe nie meer nie, maar Christus leef deur my. En dan sit mense, en dan wil hulle nog, hulle kan nie wag vir die nuwe boek om uit te kom, hulle wil net lees wat sê die sterre vir die week nie. Ek kan vir jou sê, my sterre het gereeld vir my gesê, is baie warm toe ek jonk was. Is die naaste aan sterre wat ek gekom het. Is my sterre het warm gekry omdat ek stout was, en ek het nou en dan sterre gesien as ek van iets afgeval het. Maar verder het ek geen van sterretjies geken nie. Hey, behalwe toe ek begin vry. Hey, dan kyk jy daar buite vir die sterre. Hey, dis 'n goeie tyd, my vrou. Ja, okay, maar in elk geval, en ek het sterretjies in haar oë gesien. Maar verder, jy laat lees nie jou palm nie. Jy gaan vra nie vir iemand, hoe's jou toekoms, of sien hier die toordokter, hy bring 'n lover terug nie. Hy bring 'n paar akedisse saam terug. Dis uit die hel uit, kinders van die Here, moenie eers na jy goed kykie. Wat vanoggend doen? Jy oopmaak, dat ek wil net met die medium praat, om te hoor, hoe gaan dit met my oupa? Weet jy wat doen jy? Jy maak jou gees oop vir demone. Die Bybel sê uitdruklik, ons mag dit nie doen nie. Mense dien die Here. Ek is 'n kind van die Here, maar ek moet sê, ek hou bietjie van die. Ek hou bietjie van daai. Kom ek sê vir jou, elke oomblik wat jy 'n deur oopmaak vir okkulte, sit jy 'n binding om jouself. En so sal hy nie sy volle potensiaal kan bereik nie. God roep jou in die lewe vir 'n doel. Hy roep jou nie om 'n mammie te wees nie. Hy roep jou vir 'n doel. Hy gaan nie sy doel kan bereik tot hy nie van die bindings ontslae raak in sy lewe nie. Maar as hy vanmôre kom op 'n plek wat hy sê, Here, nie meer my wil nie, maar U wil.
Halleluja, dan kom die Here deur sy gees. En hy sê, hoorie my seun, kom ek begin die bindings oor jou breek. Ek vat hier die seer weg van wat jou pa aan jou gedoen het. Ek vat hier die seer weg oor wat 'n besigheidspartner aan jou gedoen het. Ek vat hier die seer weg van mense wat jou te na gekom het. Ek vat jou lus vir daai dingetjie waarvoor jy buig elke 10 minute weg. Jy's nie meer verslaaf nie. Jy is vry. Kom ek maak jou vry. Daar's 'n liedjie wat sê Jesus breek al die bande en hy maak my vry. Sabaronda kusababayenda kushandai. Jesus Christus het gekom, die woord van die Here sê, toe die herders by hom kom, die wyse manne, toe vind hulle die babaatjie toegedraai in doeke. Toe hulle weer by Jesus se graf kom, het hulle verwag, hulle kry hom weer toegedraai in doeke. Maar toe is die doeke nie om hom nie, want dit kan hom nie vashou nie. Hy het graf en dood oorwin, halleluja! En die Here sê, so sny ek al hierdie goed van jou af. Want jy het potensiaal. En nou voel ek, het raak nou lekker. Maar daar's nog 'n paar dingetjies wat ek nie kan los nie. Ek is maar nog bietjie dors. Ag, die Here sal dit vergewe. Hy het daarom immers water in wyn verander. Hy sê nou niks van Jack Daniels en al die ander goed nie, maar ja, is alright. En dit wat ek doen beïnvloed mense se lewens. Ek wil gou vir jou een ding sê, ek sê nie daardie as jy jou doppie vang, gaan jy hel toe nie, dis nie wat ek vir jou sê nie. Maar baie ouens se doppie, jy vat die doppie en die res, moet die prys betaal daarvoor. Ek wil vandag vir jou sê, enige iets wat jy doen, wat jou lewe terugtrek, wat 'n binding op jou bring en wat mense om jou affekteer, is nie van God af nie. Amen? Amen. En nou sê die Here, maar kom ek maak jou vry. Ek maak jou vry. Here, ek vergewe my pa, Here, ek vergewe my ma. Here, ek wil begin kerk toe gaan, ek het besluit, ek hoef nie kerk toe gaan, want wat kan hulle my leer? Here, maar maak my vry van dit. En dan kom jy op 'n plek waar die Here sê, ek maak jou vry. Ek maak jou vry. Want ek wil jou gebruik, maar ek kan jou nie gebruik solank as wat jy jouself en my bind nie. Here, ek het gedink, ek is die een wat besluit wat gebeur met my finansies, maar nou ken ek in my in my finansies. Weet jy hoeveel mense se hande is so gebind? So, omdat jy God nie vertrou met jou finansies nie. Pastoor vra nie vanmôre vir geld nie, so moet dit nie vir jouself sê nie, as die duiwel wat vir jou sê. Ek het nie jou geld nodig nie. God kyk na my en hy kyk na sy werk. Ek sê vanmôre vir jou, as jy wil finansiële vryheid kry, sny vanmôre hierdie bande wat jou hande bind. Sny dit af deur gehoorsaam te raak. Jy voel vanmôre dat jy is in beheer. Jy kan besluit. Dis hoekom jy sukkel. As jy vanmôre daai bande knip en sê, Here, ek vertrou U, laat dit wees soos U wil, sal God jou seën. En nou sy arms los, nou kan Lazarus begin beweeg. Maar weet jy wat se lelike enetjie wat hier oor is? Hy sê tot vandag toe lê daar bedekking. Ag, is lekker, hy sal nooit so stil hou nie. Die woord van die Here sê in Korintiërs, hy sê tot vandag toe is daar bedekking, 'n sluier. Julle ken die bruid wat afkom in die pad, en die sluier. Vandag se dae doen hulle dit mos anders. Hulle is mos nou grander as ons. Hulle weet nie waaroor dit eintlik gaan nie, sies tog. Maar okay, weet jy waaroor gaan dit eintlik werklik? 'n Bruid het afgekom met 'n sluier oor haar en 'n wit rok, want sy was op daai stadium nog 'n maagd, daai jare. Het sy afgekom in die gang, en die wit rok het haar maagdheid bevestig. Sy het gekom met 'n sluier, sy het gestap halfpad, haar man het dan, terwyl hy agter sy na pa het, haar man van vooraf gekom. Haar man het afgestap na haar toe, want sy lewe het gegaan en haar lewe het gegaan, en so in die middel van die gang, wat die helfte van hulle lewe is, het hy haar pa se hand geskit, die pa het die wyl gelig. Bly by my, hy het die wyl gelig, die sluier gelig, dat sy die lewe kan sien soos hy nou is.
Dan het hy haar ingehaak en hy die res van haar lewe die pad saam met haar gestap. Is dit hoe dit eintlik is? 'n Vrou stap 'n deel in die pad, sy's onder die tugmeester, haar pa wat haar tugmeester is, wat haar geleer het, wat haar opgelei het. En dan halfpad, dan kom hy en nou sê, nou gee ek jou oor aan die lewe, ek het jou voorberei vir dit. En dan stap hulle af in die gang, sy en haar man, die res van hulle lewe saam. Vandag se daar kry hulle mekaar op die einde, so kom huwelike net so 'n stukkie hou ook. Dis 'n baie bad manifestasie, want hy weet nie waaroor dit gaan nie. Daarso het ek jou gekry, tot hier stap ek en jy saam, nie jy en jou pa nie. Skus, ek is 'n realist, ek hou van waarheid. Nou kyk almal my aan asof ek mal is. Het jy dit geweet? En weet jy wat gebeur? Deel van daai eerste deel is die tugmeester. Weet jy wat sê die woord van die Here? Wat het die tugmeester gedoen? Wat is die tugmeester? Die wet. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, die reinigingswette, die sedewette. Nie die 10 gebooie nie. Die bewaringswette wat die volk moes bewaar tot die belofte kom. Die Vader bring haar en hy sê is onder die wet tot daar. Dan gaan hy en hy sê nou lig ek jou sluier. Want ek kan vir jou sê, ek sien julle almal nou in blokkies. Jy gesien skielik het almal blokkies geword. Hæ? Oortuig hulle is blokkies, want dis wat die wettiese ouens met ons doen. Hulle verduidelik ons almal ons is blokkies. Hulle besef nie hulle het dalk iets oor die oë nie. En hy sê, hoorie maar, kom ek haal die tugmeester van jou af. Kom, ek haal die sluier af. Wow, nou kan jy sien soos wat dit moet wees. Daai oomblik as hy sluier lig is, die oomblik toe Jesus kom en sê met my bloed betaal ek vir julle die prys. Julle is nie meer onder die vloek van die wet nie. Julle het nie meer die sluier nie. Hy sê ja, hy sê tot vandag toe bly daar bedekking oor hulle by die lees van Moses. Gaan lees dit in Korintiërs. Hy sê ja, tot vandag toe 'n sluier, 'n bedekking wat vernietig word wanneer jy jou tot Jesus bekeer. Hy sê ja, tot vandag toe by die lees van die wet, of hy praat eintlik van die lees van Moses. Later herhaal hy sê by die lees van die Ou Testament is daar sluier. Hy sê maar daai sluier is vernietig in Jesus. Want nou is ek nie net meer iemand net nie. Nou raak ek deel van die huwelik met Christus. Ek raak nou in verhouding met God. Ons is nou nie gay nie, ek het net 'n voorbeeld gemaak. Ek wil hê jy moet iets mooi verstaan vandag. Solank as wat jy jouself onder die wet wil hou, het jy 'n sluier oor jou en jy kan nog steeds nie jou volle potensiaal bereik nie. Jy kan nie sien om ander te help nie. En dis waar Jesus sê, hoe wil jy ou help om die splinter uit te haal, maar jy sit 'n hele balk in jou oog. Raak van die balk ontslae. En so sê die Here, dan kom ek maak jou los verder. Want eers wanneer jy tot die insig gekom het dat jy kan sien, kan jy vir God werk. Die hartseer is mense wil vir God werk, maar hy het nog nooit die sluier gelig nie. So een blinde lei ander blindes. Amen, eina. En dan sê hy, nou maak ek jou los. Ek maak nou jou voete los, sodat jy kan beweeg. En jy kan nou gaan, hy sê, die skoene vir die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Halleluja! Hy sê, ek gee vir jou 'n nuwe pad. Maar alles is nou mooi. Ag, maar ek hou net hierdie een dingetjie aan. Ek hou net hierdie een dingetjie aan. So ons sal net hierdie arm uit die equation uit, maar ek het daarom nog een oor. Ek wil vanmôre vir jou sê, Christus wil jou ten volle vrymaak. Die Here wil vanmôre hierdie seer wegvat van die verlede. Maar jy moet dit ook wel laat gaan. Skud hom so 'n bietjie, laat hy so 'n bietjie loskom. Nee, nie los daai hand. Skud hom bietjie. Het jy dit self losgekry? Dit kan nie wees nie. Die pastorie het nie gedoen nie. Ook nie die intercessors nie. Skud nog bietjie. Ja, jy moet darm bietjie wil. Ja. My jette. Hy's jonk en hy het hy gekry. Weet jy hoeveel mense kry nie daai binding van hom af nie, want hy wag vir die pastoor om dit te kom doen. Ek wil nie vanmôre sê, kom ons staan bietjie op ons voete, skud so bietjie jou arm, skud self jou paar bindings af. Dankie, jy kan gaan sit seun.
Ek wil vanmôre vir jou sê, God wil jou gebruik, maar jy sit nog met goed aan jou vas, wat jy nie laat gaan nie, en dan kan Christus jou nie vrymaak nie. Jy moet vanmôre wil, ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê. Die Here wil, maar jy moet ook wil. As jy nie wil nie, gaan God jou nie vrymaak nie. Dis enigste ding wat God nie kan doen nie. God kan nie jou vrymaak as jy nie wil vrykom nie. Het jy dit geweet? Omdat hy nie teen homself kan gaan nie. Hy gee jou die keuse. As jy vanmôre sê, Here, ek het besef, ek was lewendig eintlik dood. Ek was lewendig gebind. As iemand van ver af sou sien, sou hy sê, spook. Ag, gat hulle. Weet jy hoeveel kerksmense is daar wat lewendig so spooke lyk? Jy kan gou sit, net vir 'n oomblik sit. Ek vra jy vanmôre. Ek vra jou vanmôre en ek vra dit uit my hart uit. Here sê vir my, as te veel mense wat met sulke bindings op hulle loop. Want jy hou nog so bietjie vas. Ek hou agterdeur oop. Ek wil vanmôre sluit met hierdie boodskap, maar ek wil gehoorsaam wees aan die woord van die Here. God wil hê jy moet bindings breek oor jou eie lewe ook. Die dag as jy Jesus aanneem, beteken dit baie keer, nie altyd nie, maar meeste van die keer, a change of playmates and playground. Ek sê nou vir jou, as jy nie 'n verandering in jou lewe wil maak, deur die sonde en die sondige natuur agter te laat, en jou jolvriende agterlaat nie, sê ek nou vir jou, lê moeilikheid vir jou voor, want daar gaan 'n dag kom, wat elkeen van ons kry, wat jy swak is, en jy gaan weer val in dit. Die woord sê, dis soos die gewaste sog, wat omdraai, om weer in die modder te rol. As God jou vry gemaak het, bly vry. As God jou skoon gemaak het, bly skoon. Beteken dit die dag as ek Jesus aanneem, maak hulle al die drankwinkels toe, want hulle weet ek was baie dors? Beteken dit skielik die klere raak langer, laat ek niks sien, laat die vrou se keel my verlei nie? Nee, stellig nie. Die klere raak al hoe minder. Dis maar baie duur in vandag se tyd. So hulle gebruik al hoe minder materiaal. Beteken dit dat die wêreld gaan saam met jou bekeer omdat jy bekeer het? Stellig nie. Maar dit beteken God gee jou die krag om te staan waarvoor jy staan. God gee jou die krag om die werke van die duiwel baas te kan raak. God gee jou die autoriteit om te kan staan vir wat reg is. Maar vanmôre moet jy klaar kry. Ek bid vanmôre, Here, dat U die Gees vir elkeen wat U sal wys, as daar nog bindings is om hulle hande, oor hulle finansies, om hulle arms, 'n onvergewensgesindheid wat hulle vashou om nie te kan beweeg nie. Here, as daar dalk iets is wat hulle so vasmaak, dat hulle so rigied vas staan, en staan soos standbeeldjies, wys dit vanmôre. Here, en vir die min wat ek glo nog oor is, veral in ons bediening, wat dalk nog die sluier het, wil ek bid, Here, lig tog net daai sluier. Lig hom, Vader, in Jesus naam. In Jesus naam. Ek wil vanmôre vir jou sê, God wil hê jy moet sien wat God se plan is in jou lewe. God wil hê vanmôre jy moet sien wat sy doel in jou lewe is. En God se hart is bly wanneer jy jou doel bereik in hom. Die Here wil nie kyk hoe swaar dit met jou gaan nie. Baie van ons het groot geword, hoor jy, het die gevoel of jou pa net gekyk het hoeveel keer hy jou kan pak gee, hoeveel hy jou kan sleg sê en hoeveel hy jou kan afbreek. Baie van ons mans het so groot geword met daai siening. Is nie te sê ons was reg nie, maar jy het daai siening gehad. En ongelukkig dink ons dit vandag van God. Ek wil vir jou sê, die woord van die Here sê, die gedagtes wat ek aangaande julle koester, is gedagtes van seën en voorspoed, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Hy soek die beste vir julle en vir my. Hy sê, as julle aardse vaders wat sleg is, goed is vir julle kinders, hoeveel te meer hemelse Vader. Ek sluit vanmôre. Raak ontslaaf van bindings in jou lewe. Raak ontslaaf van bindings in jou lewe. Raak ontslaaf van verslawings in jou lewe, want dit is 'n binding. Raak ontslaaf van sonde in jou lewe. En die woord van die Here sê, hy wat die sonde doen,
Kom staan gou hier, so een van julle weer. Kom staan gou hier. Kom staan gou hier. Hy sê, hy wat die sonde doen, hou jou hande by mekaar. Hy wat die sonde doen, word 'n diensknegt van die sonde. En die sonde draai hom om jou. En die sonde bind jou. En die sonde maak 'n knoop om jou. En hy verstrik jou. Iemand het by geleentheid dit so mooi gewys. En hy wys dat is soos 'n klein luislangetjie. Ag, hy's te cute hierdie ou dingetjie. En jy voer hom hier ou pinkies en ietsie hier en ietsie daar. En soos hy groter raak, raak sy prooi groter. En dan kom daar 'n dag wat hy hom begin uithonger. En hulle vra maar, wat gaan aan? Vra die veearts, maar hierdie slang wil nie eet nie. Hy sê nee, hy berei hom voor om jou te sluk. Hoor vanmôre volk van die Here, die vyand is besig om voor te berei, want eers wat hy jou gaan sluk. En jy bind jouself deur hierdie goed, en jy kan nie jou potensiaal bereik nie. Maak vanmôre los, want die woord van die Here sê, hy wat die sonde doen is 'n slaaf van die sonde. Dis hoe 'n slaaf gelei word. 'n Slaaf besluit nie waar hy gaan nie, daar word vir 'n slaaf besluit. Amen? Het jy nou al gesien? Kyk, ek moet nou pas op, ek mag mos nie oor hier goed praat en dan vat hy ons stryd. Ek vat net 'n voorbeeld, asseblief mense, moet nou nie duiwel vat nie. As jy hom vat, los hom net weer buite. Het jy al gesien 'n ou wat 'n verslawing het? Almal kan na ete, kan ons sit en wag vir 'n koppie koffie. Hy kan nie. Die longe klap hande. Ek moet nou uitgaan. So groot stokkie, maak jou so buig. So vat ek. Kom, ons moet gaan. Wag julle, ons gaan gou buitentoe. Ek kan nie meer hou nie. Ek moet na te geëet het, moet ek net eenetjie suig. Jy word rondgelei deur jou sonde. Verslawings maak dat die mooiste kinders in hulle eie ouerhuise die huise besteel. Verslawings maak dat mense lelike goed word. En ek praat nie net van verslawing rondom nou dwelms of rook of alkohol of iets nie. Ek praat van verslawings in jou selfoon, man. Verslawings in sepies maak dat jy nie 'n vrou is wat jy moet wees in jou huis nie. Verslawing in al die romanse goed wat jy kyk. Ek sê nou vir jou, raak ontslaaf van dit. Christus wil jou vrymaak. En hy sê, kom, gee my net 'n kans. Gee my net 'n kans. Deur my wonde is daar vir jou genesing. Baie dankie. Ek gaan vanmôre die diens nou afsluit. Ek hoop nie julle wil iets belangriks gesê het nie, ek is jammer daaroor. Julle moet maar 'n ander keer sê. Ek gaan die diens nou afsluit. En dan julle wat moet gaan, die VVK, is gelukkig eet ons nie nou nie. Julle ken die VVK. Dis gewoonlik sondaande, 'n dag hulle op as daar broodjies is die vreet en vlug komitee. Skus. Dan nadat ons gebid het, dan kan almal wat moet hardloop, kan hardloop. Maar elkeen wat vanmôre hier is, wat voel Here, daar's 'n binding in my lewe. Here, ek kan nie, ek het probleme, ek kan nie myself vrymaak nie, want ek is vas. Die knoop sit op so 'n manier, ek kan dit nie losmaak nie. Ek kan jou waarborg, ek kom nou hier gesit het hy gesukkel, en met die wat hy probeer homself losmaak, gaan homself beseer. Want ek het hom lekker geknoop. Die duiwel gaan jou lekker knoop. As jy vanmôre voel, Here, dis my beurt. Hier gaan 'n klomp lappies wees. Jy bring vanmôre jou lappie en ons sny hom af in Jesus naam. Ons gaan hier bid, ek en pastore gaan hier wees, ek gaan die manifestasie doen, en u wat nog verder gebed nodig het, my pastore gaan hier wees, ons gaan vanmôre bedien. Want God sê vanmôre vir my, gaan sê vir my volk, ek maak hulle vry. Here het vanmôre my opdrag gegee en sê, gaan sê vir my volk, ek wil vanmôre hulle vrymaak. Ek het julle in die lewe geroep, maar julle bereik nie hulle potensiaal nie, omdat daar bindings is. Ek wil jou vanmôre vra, God wil jou hê. God roep jou. God roep jou. Jy moet net ag gee. Kom ons staan op, ons gaan afsluit. Vader, ek bid vanmôre, Gees van God, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord. Dat U vanmôre hierdie woord sal seën
Here, en elkeen waar ons nou vandag onder die kosbare bloed sal hou, almal wat live gekyk het, hulle sal salf en sal seën ook. Here, maar vanmôre gaan ek hier manifestasie doen en ek doen dit ook vir elkeen wat live kyk, Here, wat 'n binding het. Ek bid nou vir hulle dat jy hulle vrymaak nou in Jesus naam. Breek daai bande. Lazarus, staan op. En die opdrag kom, maak hom los en laat hom gaan. Here, en vanmôre gaan ons dit doen. Here, en ek bid dat jy hulle sal met elkeen sal wees soos ons gaan vandag, maar ook elkeen wat gaan uitkom nou hier na hierdie gebed. Dat hierdie manifestasie sal seën, maar laat u ook vanmôre mense sal aanraak deur die krag van die Heilige Gees. Word u verheerlik, Vader. In u hande gee ons osself oor. Word nou verheerlik. In Jesus naam.